Hallo almal, ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle my kan hoor en die wit skerm sien. Julle kan miskien net vir my 'n shop wys as dit wel so is. OK, wonderlik. Ek sien daar is 'n paar wat dit wys. OK, so ons het nou gaan ons kyk na MTHS 2 en 2 en dit is als oor lineêre algebra. MTHS 2 en 2 lineêre algebra. Julle moet net vir my sê weer eens wat julle skedule is. Ek het nou gegaan volgens laasjaarsinne en laasjaarsinne het gewys dat die eerste week die eerste week kyk julle na System of Linear Equations en dan net 'n introduction en examples en dan row reduction en row echelon form. En dan eers week 2 kyk julle na vektor vergelykings en matriks bewerkings. Is dit weer hierdie jaar so? As iemand dalk kan bevestig. OK, reg. Ek sien daar is. OK, maar as julle soos ek gister ook gesê het, as julle dalk van skedules het en goeders van julle modules, asseblief stuur dit vir my aan dat ek ook net kan seker maak ek gaan volgens julle pas wat julle by die universiteit het. OK, so kom ons kyk heel eers na dit. So die hele idee van lineêre algebra. As ons net vinnig 'n kom ons sê 'n tipe van oorsig gee van wat ons nou eintlik gaan doen met lineêre algebra. Presies wat die woord sê, ek sal net vinnig oor dit gesels, dat ons net die idee het van waartoe ons gaan neig. Die naam is ons nou lineêre algebra. So lineêr beteken alles wat reguitlynig is. En 'n reguit lyn in die 3D is net 'n plein. So alles gaan oor reguit lyne en pleins. Vlakke in Afrikaans. En algebra oor die algemeen, jy het al algebra gedoen van hoërskool af en eintlik al van laerskool af. En dit is maar net om uh vergelykings op te los. Vergelykings op te los. Ons los vergelykings op. So lineêre algebra gaan dan oor vergelykings wat ons oplos en dit meer spesifiek gaan dit lineêre vergelykings wees. So dit is als sê maar soos x plus 3y minus 7z is 11. Sulke tipe van goeders. En negatief 2x minus y plus z is negatief 4. Sulke tipe van goeders. So als is lineêr, menende in hierdie vergelykingsset is daar nie goeders soos sin x of e ter mag y of sulke goeders nie. Alles is lineêr. So dis die een ding. En ons wil graag dit alles oplos, maar ons wil graag so gou as moontlik by die antwoord uitkom. En dit is hoekom ons dan eerder van matrikse gaan gebruik maak. En julle het nou al laas jaar met MTHS 121 het hulle vir julle geleer hoe om dit in matriksvorm te skryf, maar ons wil in elk geval weer na dit kyk. Want hierdie hele module gaan eintlik maar oor deeltyd oor matrikse. En wat die tipe antwoord is wat ons gaan kry. So dis die groot ding van hierdie hele module. En dan natuurlik om dit, wat ook al die antwoord is, om dit visueel voor te kan stel, om te kan sê, wel, hierdie antwoord is net 'n punt, of die antwoord tot hierdie vraag is 'n lyn in die 3D space, of dit is 'n vlak in die 3D space, of so iets. So dit is die groot ding wat ons gaan doen met hierdie hele module. En weer eens as ons nou gaan kyk na julle skedule wat julle moet ken, is dit net System of Linear Equations en so dis net 'n stelsel lineêre vergelykings wat ons het, dis 'n stelsel lineêre vergelykings en ons wil graag dit kan oplos en daarom het ons ry redusering nodig om dit te kan oplos. Maar ons gaan nou bietjie meer gesels oor wat is die tipe antwoorde wat ons gaan kry. So kom ons doen dit sommer net so stap vir stap. Ons doen so 1 of 2 saam en dan kyk ons wat is die antwoorde as ons dit visueel
gaan voorstel. So, kom ons begin sommer enige vrae sover voordat ek aangaan. So enige vrae van julle kant af. Julle kan julle hand opsteek of julle kan net begin praat of julle kan in die chat gedeelte ook 'n vraag vra. Okay, lyk nie so nie. Okay. So kom ons kyk hierso. As ons twee vergelykings het en twee veranderlik is. So as nou sal ek so 'n mooi tabelletjie dalk vandag teken, maar ek gaan sê twee vergelykings en twee veranderlik is. V staan maar net vir veranderlike. Wat gebeur dan? Wat kan die antwoord moontlik wees? En ek sal nou ietsie van al sê. So as ons byvoorbeeld het x minus 3y is negatief 3 en 2x plus y is 8. Nou, wat dit eintlik voorstel is mos nou reguit lyne. Dis eintlik wat dit voorstel. So hierdie eerste enetjie, as ek hom gaan beter skryf, gaan ek hê negatief 3y is negatief x min 3. So y alleen is 'n derde x plus 1. So sê maar daar en dan so ietsie, byvoorbeeld. Hierdie enetjie hierso gaan wees y is gelyk aan negatief 2x plus 8. So dit is sê maar so ietsie. Sê maar so ietsie. So die antwoord wat dit gaan wees is mos dan hierdie posisie, daai waarde waar hulle presies ewig groot is by mekaar. Hulle sny mekaar daar. So dis die snypunt. So wat ook al die snypunt is, dit gaan die antwoord wees. Wat ook al daai waarde vir x is en wat ook al daai waarde vir y is. So dit is een manier. En ons gaan nou gesels oor hoe los ons dit dan op. Hierdie is nie te rof nie, dis iets wat julle al van graad 9 af gedoen het, wat julle substitusie of eliminasie kan gebruik. Ons gaan nou net meer fokus op matrikse, maar dit is juis waaroor die tweede gedeelte van die werk gaan. Net weer eens dit noem. Hierdie eerste gedeelte 1.1 is maar net om te verduidelik wat reguit lyne is en planes en sulke goeders. En dan die tweede gedeelte gaan oor hoe om nou Rey-reduksering te doen om hierdie somme op te los. Nou kom ons kyk byvoorbeeld na ietsie soos, so daar het ons gesien, twee vergelykings, twee onbekendes, kan vir ons een antwoord gee. Ons het een antwoord. Dis 'n unieke antwoord. En ons sê 'n unieke oplossing. Daar's net een antwoord. Maar wat daarvan as ek so iets gegee het? X min 3y is negatief 3 en x min 3y is 3. Wat daarvan vir so ietsie? Nou kom ons kyk gou visueel na dit ook. As ons visueel na dit kyk, hier soos y soos x, hierdie lyn hierso, dis ons nou amper dieselfde as die oranje lyn. Dis dieselfde as die oranje lyn. So dit gaan so ietsie wees. En die ander kom ons maak hom blou. Dis dieselfde, hy gaan net hierso so laer wees. Maar hierdie oudjies gaan parallel wees. So waar sny hierdie twee lyne mekaar? Hierdie twee lyne sny mekaar nêrens nie. 0, so daar's geen oplossing. Daar's geen oplossing. En dan kan mens miskien, ons is nog steeds besig met twee vergelykings, twee onbekendes. Dan kan mens miskien iets kry soos x minus 3y, selfde ding, w gelyk aan min 3, soos weer daai rooi lyn. En dan het 2x minus 6y wat gelyk is aan negatief 6. En soos julle kan sien, dis eintlik maar net die een is net die ander se veelvoud. So die enetjie, kom ons maak hom maar weer rooi. Dis maar net daai enetjie weer. En die ander kom ons maak hom pers. Hy gaan presies op die rooi lyn lê. So hoeveel antwoorde, waar sny hulle mekaar? Hulle sny mekaar daar. Hulle sny mekaar op ongelooflik baie hoeveelhede plekke.
So dit beteken daar's oneindig baie oplossings. Maar wat ons heeltyd gedoen het is ons het lineêre vergelykings 1, 2, daar kan ons kan 300 ook oplos. Ons kan daar's nie 'n limiet van hoeveel om op te los nie. Ons los dit op en in die geval het ek net vinnig gekyk na twee vergelykings, twee onbekendes, twee veranderlikes. En ons het gesien, selfs net met dit, het ons een oplossing of ons het geen oplossing of ons het oneindige hoeveelheid oplossings. Nou die hele idee agter hierdie module is om 'n stelsel vergelykings te beskou en dadelik te weet, of dalk nie dadelik nie, dalk net na so een of twee berekeninge, maar sonder om dit fisies op te los, wil ons graag klaar weet wat gaan die antwoord wees. Gaan daar 'n antwoord wees? Gaan daar nie 'n antwoord wees nie? Gaan daar oneindig baie antwoorde wees? Ensovoorts. So dit is eintlik die hele idee van hierdie hele module. So om dit gou 'n tabelletjie te kan teken van wat al die moontlikhede is wat ons kan hê, kom ons gesels oor dit. Enige vrae voordat ek aangaan van hierdie af? Enige vrae van julle kant af? Jy kan in elk geval, soos wat ek deur die werk gaan en goeters en julle het al gevra, julle is meer as welkom om te vra of julle kan sommer in die chat gedeelte intik as julle vra het of so. OK. So, kom ons kyk gou net hierso na 'n tabelletjie. Ek gaan hierso die hoeveelhede vergelykings hê in hierdie kolom, die hoeveelheid vergelykings. En dan hierso gaan ek net die veranderlikes hê. Kom ons maak eers so. Ek gaan hom net so split. Alles in die kolom is die hoeveelheid vergelykings en alles in die eerste ry is die onbekendes, die veranderlikes. So as ons byvoorbeeld net een veranderlik het en een vergelyking. Byvoorbeeld dalk is hierdie veranderlike x. Dan het ons net iets soos x is 7. En hoe lyk dit visueel? Wel, x is 7. Hierso so. Sê ons het net die x as, ons het nie y as nie. Dan is dit maar net hierso by 7. Dis maar net 'n punt. Die antwoord is net 'n punt. As ons twee veranderlikes het, sê maar x en y, maar steeds een vergelyking, sê maar x plus y is gelyk aan 1. Nou is ons in die 2D-sisteem en ek sal later ietsie sê oor die hele Rn storie. Veral as ons later in die module by dit gaan uitkom. Onthou maar net dis eintlik maar net reële getalle. Dis eintlik maar net reële getalle in die eerste dimensie of tweede dimensie of derde dimensie of so iets. So hierdie vergelyking, dit sal tipiese lyn wees wat so lyk. Hoekom? Want dit is klomp punte wat maar net saam 'n lyn vorm. So as dit nou nie net een punt nie, ons het nou 'n klomp punte en klomp punte maak 'n reguit lyn. Wat daarvan as ons 'n 3 onbekendes het, sê maar x, 'n y en 'n z. Dan is ons nou in die 3D-sisteem. En die 3D-sisteem gaan nou vlak wees. En julle leer dit baie mooi in MTHS 211, dan gaan julle dit baie doen en dan hierso ook. Soos x, y en z. So dan kan die antwoord dalk of nie dalk nie, dit gaan 'n plein wees. Dit gaan 'n vlak wees. Dis nou vir een vergelyking. Maar wat ervan as ons twee vergelykings het? Maak maar net so aan. Wat van as ons twee vergelykings het? Hoe lyk dit dan? Twee vergelykings, maar steeds net een onbekende. Dalk iets soos x is 4, x is 7 en dalk het ons 2x is 14. So die oplossing vir daai ding is steeds net 'n punt, net een punt. So ons kan een oplossing hê, maar dit kan ook gebeur dat ons miskien iets het soos dit het. Hulle sê x is 7 en negatief x is 10. Dan is daar nie 'n oplossing nie. Hoekom nie? Want een ouetjie sê x moet 7 wees en die ander enetjie
sê x moet negatief 10 wees. En hulle sny nie mekaar op dieselfde punt nie, so daar's geen oplossing. So dit kan gebeur dat daar geen oplossing is vir twee vergelykings, maar een onbekende. Wat van twee vergelykings en twee onbekendes? Iets soos x plus y, wat ons net gehad het, is 1, maar dan ook iets soos sê nou maar y is gelyk aan 2x plus 7, iets soos dit. Dit is wat ons nou net gehad het. Dit sal sê maar een lyn sal so wees en 'n ander lyn sal so wees en die vraag is waar sny hulle? So ons het daai oplossing of soos ons nou gesien het, twee lyne wat parallel is sal geen oplossing hê nie. So daar's een oplossing uniek, geen oplossing of twee lyne wat op mekaar lê. Dit gaan nou moeilik wees. Kom ek maak die een dalk net 'n ander kleur. Twee wat op mekaar lê. Imagine daai twee lê op mekaar, wat oneindig baie hoeveelhede is. En wat van twee vergelykings met drie onbekendes? Sê maar iets soos x plus y plus z is 1 en x minus y is 4. Byvoorbeeld iets soos dit. So twee vergelykings, maar daar is drie onbekendes. Dan gaan ons tipies 'n plein hê. Dit kan gebeur dat dit twee pleins is, want al twee daai goeters is pleins. Dit kan gebeur dat die twee pleins mekaar net op een plek sny, of in die geval gaan daar een vrye veranderlike wees, en ons sal later mooi op praat oor dit, so dit sal tipies dalk 'n lyn wees, waar hierdie twee vlakke mekaar sny, is presies op 'n lyn, sê maar so ietsie. Maar moenie stres as hierdie goeters nie 100% sin maak nou nie. Ons gaan later in elk geval, soos ons deur die werk gaan ons in elk geval die goed weer en weer en weer verduidelik. En dit bring my by die punt, hierdie module, julle moenie moedeloos raak nie, want dit gaan voel asof hulle baie keer dieselfde ding oor en oor en oor sê. En baie keer is dit dieselfde ding, wat net op 'n ander manier gesê word. So, moenie te probeer, ja, mens gaan maklik te mekaar raak, maar moet dit nie oorkompliseer nie. Want julle sal sien, dit is eintlik dieselfde begrip of dieselfde idee, dieselfde prinsip, wat hulle net op 10 verskillende maniere bewoord. En dan raak mens te mekaar, want dit voel soos 10 verskillende goed, maar is eintlik dieselfde ding. En ek sal probeer, soos ek die klasse gee, om dit uit te wys. En dan kan mens ook nou 3 vergelykings kry en een onbekende of twee onbekendes of 3 onbekendes, so sê maar iets soos dit, 1x plus y minus 11z is 5 en negatief x plus 3y minus 7z is 12, iets soos dit. Dan kan dit 3 pleins wees. So daar's 'n plein vlak en hier's nog 'n vlak. En die vlakke, net soos met lyne, kan mekaar dalk op een plek sny. Dalk op een plek. Maar hulle kan mekaar ook glad nie sny. Twee van die goeders kan mekaar glad nie sny dalk nie. Sê maar daai netjie en een wat parallel is. So hulle twee is parallel aan mekaar. En dan die derde netjie wat sê maar random nie daar is. Dan is daar geen oplossing, want daar's geen plek waar al drie gelyk is nie. So hier is een oplossing, hier is geen oplossing, of dit kan dalk 3 vlakke wees wat net op mekaar lê, wat so presies op mekaar lê. Dit is moeilik om 3D te teken, maar jy kry die idee. En daar is dan oneindig hoeveelheid oplossings. So dit is as ons nou na 'n stelsel lineêre vergelykings kyk, want die hele module gaan oor lineêre algebra. Als is reguit lyne wat eintlik maar net klomp punte is, of vlakke wat eintlik maar net 'n klomp lyne is. So een punt is net 'n punt, maar klomp punte langs mekaar gee 'n lyn en klomp lyne langs mekaar gee 'n vlak. So dit is die visuele aspek van wat 'n mens kan verwag van die antwoorde. Maar waar ons nou belangstel is om uiteindelik die vergelykings te kan oplos. En dit bring ons dan by
die tweede gedeelte van hierdie werk, en dit is nou die hele ding van ry-reduksie en ry-eflon-vorm, rou-eflon-vorm. So kom ons gesels oor dit. Enige vrae sover? Niks nie. Okay. Maar hou dan in die chat gedeelte dop en as jy miskien unmute of 'n hand opsteek of so ek hou dit dop so. Ek sal probeer om gereeld daarna te kyk. Okay, ry-reduksie. En julle het dit al in MTHS 121 gedoen einde laas jaar. Maar ja, ons gaan nou natuurlik net baie verder vat. So ons het 'n stelsel lineêre vergelykings. Hier is 'n vergelyking, hier is ene, maak nou nie saak hoeveel ons het nie. En die hele idee is ons wil graag hierdie omskep in 'n matriks, aangevulde matriks waar ons getalle het en waardekies daar. Maar ideaal, baie keer is dit nie nodig om tot by ideaal te gaan nie, maar ideaal gewys wil ons dit ry-reduseer, dit is wat die woord ons nou sê, ry-reduksie. Ons wil dit graag ry-reduseer dat dit in die standaard matriksvorm is, die identiteitsmatriks, soos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 en dan getalle hierso. Kom ons sê maar net A, B en C. Hoekom wil ons dit so hê? Want as dit so is en as dit so geskryf kan word, dan weet ons dadelik wat, kom ons sê daar is X, daar is Y en daar is Z. Dan weet ons dadelik X is A. Ons weet dadelik Y is B. En ons weet dadelik Z is C. Dan weet ons dit dadelik. So die groot vraag is nou net, okay, as dit dan ons mikpunt is, dat dit iets soos die lyk, hoe kom ons dan van hier bo af tot daar? En dit is die hele ding van ry-reduksie. Maar ons moet net eers weet wat beteken ry, ek gaan nou maar Engels praat, row-eflon vorm en reduced, so en dan gereduseerde ry-trapvorm. So ry-trapvorm, dink hulle noem dit in Engels net row-eflon vorm en dan wat van 'n gereduseerde ry-trapvorm. So kom ons kyk net gou-gou wat beteken elke ding. So row-eflon vorm, dan moet dit C wees. Julle sal sien op julle sakrekenaars of op die internet of so, is dit baie keer net REF vir row-eflon vorm. Nou dit verskil bietjie van persoon tot hang af wat se resources jy gebruik, maar oor die algemeen stem almal saam oor die volgende. As jy enige matriks het en enige rye wat 0 0 0 bevat, al die nulle, hulle moet heel onder wees. Heel onder op die rye wees. Dis die een ding wat waar moet wees vir iets om in row-eflon vorm te wees. En dan 'n ander ding is, sê maar jy het nou hierso 'n getal en ietsie en ietsie en ietsie en ietsie en hierso 'n getal en ietsie en ietsie en ietsie en hierso 'n getal en ietsie en hierso 'n getal en die res is nulle. As ons nou uiteindelik in 'n matriksvorm skryf. Dan al wat dit net sê is, dan moet daai trapvorm wees. Dis presies wat hierso is. Hier is mos nou 'n trap. Daar's trappe. So elke trappie, maak nie saak hoe lank die trappie is nie, maar die hoogte van die trappie is sê maar net 1. En ons noem hierdie posisies noem ons spilposisies. So spilposisies, 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 spilposisies. Spil in Afrikaans en Engels pivot. So die pivot, die volgende pivot moet altyd regs van die vorige ene wees. En as hierdie twee goed waar is, dan sê ons dit is in row-eflon vorm, ry-trapvorm. Nou wat daarvan as dit 'n gereduseerde ry-trapvorm is?
So in Engels, reduced, gereduseerde row echelon vorm, rytrapvorm. So, dit is nou RREF. Wat moet dit aan voldoen? Dit moet aan hierdie twee voldoen. So, altyd daai moet dit aan voldoen. Plus die volgende. Al daai spilposisies, kom ons sê maar pivots. Al daai pivots moet 1 wees. Dis een ding wat moet bykom. En 'n ander dingetjie wat bykom is, hierdie pivots is algetal. Ons sê algetal wat nie gelyk is aan 0 nie, want ons weet 0 is ook eintlik 'n getal. Algetal wat nie 0 is nie, in die kolom. So byvoorbeeld ietsie soos hierdie, wat daai goeders is als 1. Of weet jy so, dis 1, en hier is ook 1, en hier is ook 1. Maar dan moet die getalle bo daai ene, moet 0 wees. As dit so is, dan kan ons sê dit is 'n gereduseerde rytrapvorm. OK, so dit verduidelik die hele idee van wat sê mens, gereduseerde rytrapvorm en trapvorm ensovoorts. So, byvoorbeeld, as ek nou hierdie vir julle wys, al 4 matrikse hierso is in gereduseerde rytrapvorm. Hoekom? Welkom ons kyk. Is alle nulle onder? Sê maar daar is 'n hele ry wat nulle bevat. Is dit onder? Yes. So daai enetjie kan ons sê tik. Het alles is die spilposisies, is dit elke keer regs van die vorige ene. Hierdie eerste enetjie, ja, spilposisie, hierdie enetjie, spilposisie. Hierso spilposisie. Hierso is dan niks nie. So yes, hy is ook reg. Dan verder, is al die pivots 1? Yes, 1 en dan niks nie. En dan is al die pivots die enigste getal wat nie 0 is nie in die kolom. Yes, daai enetjie is, daai enetjie is, die enetjie is, die enetjie is, daai enetjie is. So, al 4 hierdie is in gereduseerde rytrapvorm. Die volgende 4 is nie in gereduseerde rytrapvorm nie. Hoekom nie? Want dis nie die enigste hierso by hierdie pivot hier, byvoorbeeld hierso, daar moes 'n 0 gewees het. Hierso, dit was nie 1 nie. Die spilposisies was nie 1 nie. Hierso ook, die spilposisie is nie 1 nie en daar's ook nie 'n 0 nie. Hierso ook, die spilposisie is nie 1 nie. So op so 'n manier kan jy want hulle hou baie keer van sulke kort vrae. Jy sal sien daar kom baie sulke kort vrae in eksamens voor en as dit sulke hulle wil hê jy moet nie eintlik baie lank dink nie, maar dit kan de mekaar wees want alles klink dieselfde. OK. Reg, so dit het nou vir ons gesê wat rytrapvorm is en gereduseerde rytrapvorm. Maar nou om die actual berekeninge te doen. So as ons nou 'n matriks het, is ons mikpunt mos nou dit. Kom ons maak dit maar 4. Ons mikpunt is hopelik om uiteindelik by so iets uit te kom. En dan net 'n getal. So die strategie bly dieselfde. Sorg dat hierdie ene 'n 1 is, heel eerste. Die oomblik as jy hom 'n 1 gekry het, gebruik dan daai hele ry om die nulle te kry. Dan gaan ons aan. Gaan dan na die tweede ry toe en maak seker jy kry hom 'n 1. Gebruik daai hele ry om die ander nulle te kry. En so gaan dit aan. Kry hom 'n 1, gebruik hom om die ander nulle te kry, maak hom 'n 1 en gebruik hom om die ander nulle te kry. Nou dit klink baie eenvoudig, maar ek weet mens partykeer kan mens lekker foute maak.
Maar as jy die strategie volg, dan sal jy altyd die regte antwoord kry. OK, so kom ons kyk na 'n voorbeeld of twee, en dan kyk ons ook na die tipe antwoorde wat ons kry en wat dit dalk vir ons sê. So, kom ons begin dalk met hierdie enetjie hierso. Hulle gee vir ons 2x plus y plus 12z is gelyk aan 1. En dan x plus 2y plus 9z is min 1. So om dit nou om te skakel in 'n matriks, sê ons net daai koëffisiënte. So 2, 1, 12. 2, 1, 12. En dan is gelyk aan 1. En hierso sê ons 1, 2, 9 is gelyk aan min 1. Nou ons gaan later as ons kom by matriks bewerkings, gaan ek dit weer mooi verduidelik. Maar net om so vinnig in die back of your head te hou, ek kon mos hierdie gaan skryf het as 2, 1, 12, 1, 2, 9 maal met x, y en z gee vir my 1 min 1. Want dis 'n 2 by 3 matriks, dis 'n 3 by 1 matriks, dan moet die antwoord 'n 2 by 1 matriks wees. So 'n baie belangrike aspek van hierdie hele module is hierdie volgende vergelyking. En dit is wat ons uiteindelik na toe gaan werk. Hierdie is ons A, hierdie is soos ons x, dis maar net al ons onbekendes, en hierdie is maar net ons antwoord, ons B. En ek sal nou en dan na dit toe verwys, want dit is belangrik, ons wil graag weet wat die antwoorde gaan wees, as ons hierdie moet oplos, wat vir antwoorde gaan ons kry, of as ons weet waartoe om te gaan, wat moet hierdie x wees, ensovoorts. OK, maar kom ons doen dan hierdie som. So, eerstens sien ek dat ek wil graag 'n 1 hê daarbo. So, ek gaan net die rye omruil. Ek gaan daai boontoe vat, en ek gaan die ander onder toe vat. So ek ruil net die rye om. Hoekom? Want nou het ek 'n 1 daar. Nou gebruik ek daardie 1 om vir my die ander enetjie onder 0 te kry. So ry 2 minus 2 keer ry 1. Soos hierdie hele ry minus 2 keer daai hele ry. So ek het 2 minus 2 is 0. 1 minus 4 is min 3. 12 minus 18 is negatief 6. En 1 plus 2 is 3. So het ek nou sover reg gekry wat ek wou. Yes, want daar is 1 en alles onder hom is 0. My volgende pivot, my volgende spulposisie is die min 3. Maar ek wil graag hê hy moet 1 wees. So deel net ry 2 met min 3. So daar het ek dit sover. So ek het sover my pivot, en al twee is 1, maar hy is nog nie in gereduseerde rytrapvorm nie, want hierdie ouetjie moet die enigste nie 0 entry wees. So nou sê ek weer, ry 1 minus 2 keer ry 2, want ek wil graag hierdie ouetjie 'n 0 kry. So is 1, 2 minus 2, 0, 9 minus 4, 5, negatief 1, plus 2, 1. En die ondersinnetjie bly maar net so. En hier het ek hom nou in gereduseerde rytrapvorm. Want hierso is my pivots, en hulle is albei 1, en hulle is ook albei die
enigste nie nul getal in die kolom. So hy is so ver as moontlik wat ons hom kan kry. En soos julle kan sien, ons gaan oneindig hoeveelheid oplossings hê. Want, net om vir julle te wys hoekom dit so is, as ons visueel na dit kyk, dis eintlik nogal cool en julle gaan dit presies dit doen in calculus. So julle sal sien, ek sal vir julle wys ook hoe 'n mens calculus somme kan oplos met lineêre algebra tegnieke en lineêre algebra tegnieke gebruik en calculus oplos. So dis eintlik nogal cool. Maar kyk net gou of ek hom kan teken. So daai goeie wat ons gehad het was 2x plus y plus 12z wat gelyk was aan 1. So dit is net 'n vlak. En dan x plus 2y plus 9z wat gelyk is aan min 1. Dis net nog 'n vlak. So dis twee vlakke. Ons maak een nog met 'n ander kleur. Dis twee vlakke wat mekaar sny. En hoe sny hulle mekaar? Hulle sny mekaar presies in daai reguit lyn. So so die antwoord kan enige punt op daai lyn wees. Kan die antwoord wees en dit sal reg wees. So soos julle kan sien, ek kan net in een rigting beweeg met die antwoorde. Wat beteken daar's net een vrye veranderlike. Want ek kan net in een rigting beweeg. En die vrye veranderlike stel hierdie kolom voor wat nie 'n pivot kolom is nie. Want jy het geleer laas jaar ook, sê maar dit Z voorgestel. Dan kan mens sê Z is T en T is vry. So hier was oneindig baie oplossings. So daar het ons 'n ding van oneindig baie oplossings. Yes, René. Meneer, ek wil net gehoor, is daar 'n manier, die prof het iets in die klas genoem van dat daar 'n manier is om af te lei, as jy hom nou in daai gereduseerde vorm het, is daar 'n manier om af te lei van jou aantal veranderlikes met verband met jou, ek dink dit was jou kolomme en dan jou rye. Daar is 'n Yes. manier om af te lei om te weet dat hy nie sal uitwerk nie. Ja, so Hoe lei 'n mens daai af? Na wat kyk 'n mens? So die hoeveelheid kolomme stel basies jou onbekendes voor. Nou as jy meer onbekendes het as vergelykings, want hierdie jou rye stel ons die vergelykings voor. As jy meer onbekendes het as vergelykings, so meer onbekendes as vergelykings, dan gaan daar 'n vrye veranderlike wees. So daar gaan nie net een oplossing wees nie. Daar gaan of oneindig baie oplossings wees of geen oplossing. Hierso weer, ek het meer vergelykings, meer onbekendes as vergelykings. So, hoe baie oplossings kan daar wees? Oneindig baie. So daar gaan altyd 'n vrye veranderlike wees en die rede daarvoor, as ek nou hierso kom ons sê ek het 1, 2, 3, 4, ons maak dit nou maar 5. En dan dis nou maar net die antwoorde. Ek het 5 onbekendes. En kom ons sê ek het net 3 vergelykings. 1, 2, 3. En hier staan nou getalle. Hier's 'n getal, hier's 'n getal. Julle kry die idee. Daar's net getalle. Dan is die beste wat hierdie ding kan gereduseer word. Die beste ding wat hierdie ding gereduseer kan word is as volg. Onthou, en ek wil hom graag in gereduseerde rytrapvorm hê. So die beste ding wat hy kan wees, onthou hy kan ook baie lelik lyk, maar kom ons praat net oor die beste. Hier's 'n 1, hier's dalk 'n 1 en hier's dalk 'n 1. En dan moet hierdie mos nou natuurlik net nulle wees. En dan verder maak dit nie saak wat is die getalle nie. So soos julle kan sien, hier's 'n spul kolom, hier's 'n spul kolom, hier's 'n spul kolom. Hierdie is nie 'n spul kolom nie, hierdie is nie 'n spul kolom nie. En die nie spul kolomme stel jou vrye veranderlikes voor. So hierdie twee, sê maar dit was maar
A, B, C, D en E. Dan was D en E was dan vrye veranderlikes. So dit kom hierop neer, die beste scenario is jou aantal kolomme minus jou aantal vergelykings of kom ons sê maar rye. Daardie is in die beste geval praat ek nou van, hè. Daardie is jou aantal vrye veranderlikes. Maar soos ek sê, dit is in die beste geval. En ek sê dit uitdruklik want 'n mens kon so iets ook gehad het. Kom ek wys dit vir julle. Nou ek tog, gaan ek net die regte knoppie druk. Sê nou maar mense het so ietsie gehad, nog steeds 5 veranderlikes en 5 onbekendes. Ag jammer, 5 veranderlikes is die 5 onbekendes en 3 vergelykings. Ek kon so gelyk het. 1 0 en dan 'n getal 0 0 0 1 'n getal 0 0 0 0 0 0. Kon so ook gelyk het. So waar is ons spul posisies? Daai enetjie en daai enetjie. Waar is ons spul kolomme? Daai enetjie en daai enetjie. So waar is ons nie spul kolomme? Daai ene en daai ene. So in die geval het ek 3 vrye veranderlikes. So mens kyk eintlik net na die spul kolom en die nie spul kolomme. Maar moenie nou julle koppe breek oor dit nie. Julle sal sien later gaan dit baie meer duidelik raak. Maar dit is die idee. So dis moet ek sê hierso beste geval. So dis nie 'n algemene reël hierdie nie. So moet dit nie afskryf en dink dis altyd so nie. Dis maar net die beste geval. Daar's altyd ten minste, kom ek bewoord dit so. Daar's altyd ten minste die verskil tussen die rye en die kolomme, daai aantal, daar's altyd soveel of meer vrye veranderlikes. Maar daar kan nie minder vrye veranderlikes wees nie. As jy 5 kolomme het en 3 rye, is dit onmoontlik om net 1 vrye veranderlike te hê. Want dit beteken daar moes 4 spul posisies gewees het. Maar dit is fisies onmoontlik om 4 spul posisies te hê, want daar is net 3 rye dan. Antwoord ek jou vraag, Renier? Dankie meneer, ek stem by, dankie meneer. OK, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. So ons het nou eenetjie gedoen waar daar oneindig baie oplossings is, en as daar vrye veranderlike is, sal daar oneindig baie oplossings wees. Hoekom? Want jy kan dan daai vrye veranderlike mos enigiets maak. Jy kan dit 6 maak, jy kan dit 80 maak, negatief 300, jy kan mos klomp goed maak. Nou kom ons kyk gou, wat sal gebeur as daar miskien nie 'n oplossing is nie? Hoe sal so 'n vergelyking lyk? Kom ons maak net 'n eenvoudige enetjie hierso. 2x plus 10y is min 1 en 3x plus 15y is 2. Hoe sal so iets lyk? Ons vat dit om in matrikse. So 2, 3, 10, 15 min 1 en 2. So daai eerste enetjie wil ek graag in 1 hê. So ek deel met 2, so 1, 5 en negatief 'n half. Los maar die onderste enetjie net so. Dan gebruik ek die boonste enetjie om die onderste enetjie 0 te kry. So ry 2 minus 3 keer ry 1. So is 0 en dan 15 minus 5 maal 3 is 0 en dan 2 plus basies 1,5 is basies 3,5. En hierdie is onmoontlik. Want 0, 0 kan nie iets wees nie. Onthou wat hier op die einde staan, wat hier staan, is eintlik soos die volgende. Kom ons sê dit was weer x en y. Hier staan eintlik 0 keer x plus 0 keer y moet 3,5 wees.
So basies 0 moet gelyk wees aan 3,5. Maar dit kan ons nie so wees nie. So daar het ons dan sommer klaar die matrix gekry van wanneer iets julle sal sien hulle sê consistent en inconsistent. So hierdie ding is dan inconsistent. Jy kan hom nie uitwerk. Consistent beteken jy kan dit uitwerk. Of hy nou een antwoord het of oneindig baie antwoorde, dis consistent. So enigiets wat een antwoord het of meer as een antwoord het, is consistent. Maar enigiets wat geen antwoord het nie, is net inconsistent. Want hierdie het 'n lyn voorgestel, kom ek wys maar net. As ons nou hierso dalk net 2D gaan. Dit was 2x plus 10y is gelyk aan -1 en 3x plus 15y is gelyk aan 2. Die twee is parallel, soos ek vroeër vir julle gewys het, en hierdie twee parallelle lyne sny mekaar nêrens nie. En ons sal later, nou nie vandag al nie, dalk volgende week, sal ons dan gesels oor die vektore en goeie wat mens kan sien. Maar hou dit net, ja, ons sal later mooi na dit kyk. En dan, wat daarvan as mens net een antwoord het? Hoe sal dit dan lyk? Ons het nou gesels oor dit. Dit moet dan 'n vierkantige enetjie wees, so iets wat uiteindelik so gaan lyk. 'n Vierkantige matriks. En dan getalle, sê maar 7, 8 en 9 byvoorbeeld. Dan is daar 3 spulkolomme en 3 ry of spulrye, as ek dit so kan sê, as daar so iets bestaan. Kom ons sê net eerder 3 spulposisies en 3 spulkolomme. Dan is die kans redelik groot, of nie redelik groot nie, dit is so, dat jy dan 'n unieke oplossing gaan hê. Een antwoord. So dit is dan net een punt. Sny mekaar net op een punt. So in kort, om die verskillendes te wys. As 'n mens een antwoord het, as mens oneindig baie antwoorde het en as mens geen antwoord het nie. In kort, daar's klomp variasies, maar kom ek wys maar net die eenvoudiges. Sê maar jy kry iets soos dit op die einde. A, B, C. Dan is dit consistent en daar is een antwoord. Een antwoord. As dit iets is soos 100 A, 010 B en 000 C. Nou ek kan nie C wees, kom ons los dit 0. Dan is daar oneindig baie oplossings. Hoekom? Want daar's 'n vrye veranderlike. Hierdie ouetjie is 'n vrye veranderlike. En vir geen oplossing is dan as dit sê maar iets soos dit is. A 010 B 000 C. Daar is dan geen oplossing, want dit is onmoontlik dat 0 gelyk wees kan aan iets wees. Hierdie antwoord kan wel 'n 0 wees. Hierdie antwoord. Dit kan 0 wees, want dan is 1 mos nou gelyk aan 0. So dit kan gebeur. Maar 0 kan nie gelyk wees aan 'n getal nie. Is jy reg? Maak dit veel sin. Enige vrae sover? OK. Kom ons kyk dalk na nog 'n voorbeeld. Kom ons sê hulle sê vir ons kom ons werk maar met x1 en x2. x1 plus 3 keer x4 is 2 en x3 plus 4 keer x4 is -1. So jy kan eintlik al reeds sê
En dit is die hele idee van hierdie module. Hulle wil graag hê jy moet al vroegtydig reeds weet, gaan jy antwoorde hê, gaan jy nie antwoorde hê nie. Nou ek weet dit is iets, mense moet nou natuurlik baie oefeninge doen en baie somme doen en so voorts, maar dit is hoekom met julle sal sien, partykeer die dosent weet sommer klaar, geen antwoorde of so. Dan wonder mense, het hulle nou al daai rybewerkings uit hulle kop uit gedoen? En die antwoord is nee, hulle het klomp ander tegnieke wat ons deur hierdie loop van die semester gaan leer, reeds net toegepas. Dis eintlik al. Maar julle kan dit ook nou al reeds toepas. Hierso gaan wees 1 0 0 3 2 0 0 1 4 min 1. So soos julle kan sien, hier is 'n spulposisie en kolom. Hier is 'n spulposisie en kolom. So daar's 1 2 vrye veranderlikes. So x2 en x4 is dan vrye veranderlikes. So ons het 2 vrye veranderlikes. So dit beteken ons moet die ander 2 moet ons in terme, ons moet x1 en x3 moet ons dan in terme van x2 en 4 gaan skryf. Hoekom? Want x2 en 4 is die waardes wat ons moet kies wat dit moet wees. En wat ook al ons kies wat dit moet wees, sê maar x2 moet 10 wees en x4 moet 80 wees. Wat ook al ons gekies het om dit te wees, x1 en x3 gaan dan verander as gevolg van daai 2. Sê julle reg? En dit gaan ons dan bring by vektore, maar ek dink ons sal volgende week in diepte na vektore kyk. So kom ons kyk dalk na nog 'n sommetjie. Nog 'n sommetjie wat dalk mooi uitwerk. En dan volgende kyk ons na die vektore. Van daar af raak dinge baie interessant. So 2x plus 2y plus z is 20. Negatief 3x minus y minus z is min 18. En x plus y plus 2z is 16. Nou weet julle, dis MTLS module, so jy mag nie jou sakrekenaar gebruik nie, maar ek wil net hierso vir julle wys wat julle altyd kan doen. Soos wat jy huiswerk doen of so. As ek na my sakrekenaar toe gaan, ek sê ek soek vergelykings en ek soek 3 veranderlikes en ek tik dit nou in. 2 2 1 en die antwoord moet 20 wees. En min 3 min 1 en min 1 en 'n antwoord moet min 18 wees. En dan 1 1 en 2 en die antwoord moet 16 wees. As hy vir my antwoorde gee, dan beteken dit daar's net een antwoord. So dis 'n unieke oplossing. As hy vir my gesê het error, dan is dit of dat daar geen oplossing is of dat daar oneindig baie oplossings is. So kom ons kyk wat ons kan doen. Ons skakel dit oor in matriksformaat 2 2 1 20 min 3 min 1 min 1 min 18. 1 1 2 16. So ek kan nou eers enetjie deel met 2, maar ek vat sommer die wat se enetjie op. Die laaste enetjie wat ek sommer boontoe en ek skryf alles anders net af. En jy mag dit doen want of ek nou vir jou hierdie eerste vergelyking eerste gegee het of hierdie enetjie eerste gegee het, dit maak ons nie saak nie. Dan gebruik ons hom om die ander nulle te kry. So ry 2 minus 2 keer ry 1. So dit is 0 0 en dan 1 minus 4 is min 3 20 en dan is dit 20 minus 32 soos min 12. En dan ry 3 plus 3 keer ry 1. So is 0 2 en dan
5 en min 18 plus 20 is 2 en dan plus 40 soos 42. Jy moet my kyk of my berekening reg is. So 112 16, dan gaan ek sê 025 42 en 00 min 3 min 12. Hoekom? Want ek wil nou met daai ookie werk. Maar dis nou 'n breek. Werk nou nie lekker uit nie. Of ek het dalk het ek ergens 'n fout gemaak. Dan sê ons ry 2 gedeel deur 2, soos 0, 1, 5 op 2 en 21. En dan gaan sommer hierso sê ry 3 gedeel deur -3, soos 0, 0, 1, 4. So ons kan klaar sien, Z moet 4 wees. Onthou julle daai antwoord wat ek nou gewys het? Z moet 4 wees, en hy is. So, nou kan ek sê, ry 1 minus ry 2, dat ek 1, 0, 2 minus, dit geef my negatieve half, 16 minus 21 is min 5, en dan 0, 1, 5 op 2, 21, 0, 0, 1, 4. En dan kan ek verder gaan en verder gaan. Nou, hierdie is klaar gelukkig 1, nou sê ek net ry 1 plus 'n halfte van ry 3, soos 1, 0, 0, en dan negatief 5 plus 2 is negatief 3, en ry 2 minus 5 op 2 van ry 3 is 0, 1, 0, en dan 21 minus 2,5 keer 4, so dis 11, en dan 0, 0, 1, 4. En dan het ons dit, x is min 3, y is 11 en z is 4. Dink dis wat ons nou gekry het. O nee, so ek het ergens foute gemaak. Kyk maar net, as julle hierdie som self gaan doen, ek moes ergens 'n fout gemaak het. So gaan kyk maar net by die huis, dat julle daai waardes kry, en nie my waardes nie. Maar ek wil net vir julle wys hierso, wat dit nou vir ons visueel wys. Visueel wys dit die volgende. 2x plus 2y plus z is gelyk aan 20, dis 'n vlak, negatief 3x minus y minus z is gelyk aan min 18, en x plus y plus 2z is gelyk aan 16. Dit is dan 3 vlakke wat mekaar op kom ek kyk net hierso daar, wat mekaar op een plek sny. En daai een plek is die plek 3, 5, 4. So daai moet die korrekte antwoord wees. Ek sal dit net in elk geval aanpas op my notas. Maar julle is meer as welkom om dit ook self te gaan doen by die huis en net te kyk of julle wel by daai antwoord uitkom. Ek moes ergens 'n reduksering verkeerd gedoen het. OK, enige vrae van julle kant af? So ons het nou basies hier eerste twee goed gedek. System of linear equations en ry-reduksie. Volgende week gaan ons dan vektore vat en matriksvergelykings ensovoorts. OK julle, lekker aand verder dan vir julle. Laat weet as julle enige vrae het. Totsiens.